Jy is ingeskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend Jaco Liebenberg van die Beefmaster groep om te gesels oor die belangrikheid daarvan om goeie speenkalvers te boer. Jaco, goeiemôre en welkom. Goeiemôre en goeiemôre aan al die kykers. Jaco, so wanneer ons nou van hierdie ideale speenkalf praat, hoe lyk so 'n kalf en hoekom is dit so belangrik vir beide die produsent en natuurlik vir die voerkraal ook? Ja, hierdie onderwerp is 'n onderwerp wat ons baie oor gesels oor wat maak nou 'n speenkalf, ideale speenkalf. So in die eerste plek moet ons vasstel, jy weet, wat is die eindbestemming van die kalf, en omdat 75% van vleisproduksie in Suid-Afrika hoofsaaklik deur die voerkrale gaan, is die meeste bestemming van die speenkalvers is gewoonlik na die voerkraal toe. So in die eerste plek is belangrik vir voedselsekerheid, dat albei partye moet volhoubaar wees. Dit is 'n speenkalf of die kalf presteer deur die hele waardeketting, met ander woorde maksimum winsmarges per hektaar vir die boer en dan positiewe winsmarges weer vir die voerkraal. So gesondheid is natuurlik 'n belangrike eienskap waarna voerkrale moet kyk. Watter gesondheidsmaatreëls moet boere nooit afskeep voordat kalvers bemark word nie? Ja, dit is baie belangrik. Ek wil amper sê, ons het daar verskillende faktore wat die speenkalf se produksie in die voerkraal beïnvloed. Maar seker een van die belangrikste faktore is die gesondheid van die kalf. So 'n kalf wat geënt is en gespeen het voordat hy by die voerkraal aankom, is net wil amper sê dit vat die grondslag van sy prestasie binne in die voerkraal. So 'n kalf pas baie vinniger aan in die kraal. Hy het 'n baie beter immuniteit en dit verseker dat hy baie beter groeie en 'n voeromset in die voerkraal het, so sy hele produksie in die kraal is net beter. So jy het nou genoem van die speen en inentings. Hoe groot rol speel dit gewoonlik om stres na vervoer te verminder en beter groei in die voerkraal te verseker? Ja, omdat die kalf gespeen is voor die tyd en die speenskok daarmee weg is en dan ook omdat hy reeds geënt is, hanteer hy die hantering met die laaiproses en ontvangs by die voerkraal en selfs ook die transportstres hanteer hy dan beter. As ons 'n kalf speen direk van die ma af en ons laai hom op die lorry, dan is daar baie stres betrokke en kortisol word afgeskei wat die immuunstelsel onder druk sit en dit maak dat die kalf baie siek aankom by die kraal en dan die entingsprosedures by die kraal is dan onder druk en so ons kry 'n kalf met 'n baie swakker immuunstelsel wat dan sy produksie in die kraal beïnvloed. So baie boere dink natuurlik altyd swaarder is beter, maar hoekom is dit nie noodwendig die geval wanneer 'n speenkalf beoordeel word nie? Ja, gewig is belangrik, maar ou moet gaan kyk na die kondisie van die kalf ten opsigte van die gewig. Is dit 'n jong kalf wat net swaar weeg, met ander woorde is dit 'n medium of 'n groot raam tipe kalf wat net op 'n jonger ouderdom alreeds swaarder is as die ander kalvers, byvoorbeeld 'n klein en 'n vroegry kalfie. Dan beteken dit dat as ons 'n droë kalf het, met ander woorde 'n kalf wat 'n groot raam het, maar hy weeg net swaar, dat hulle baie goeie groei in die voerkraal en 'n baie goeie voeromset. Maar dit kan net sowel ook wees dat die kalf swaarder weeg as gevolg van sy kondisie wat hy het. En 'n kalf wat oorvet is of 'n goeie kondisie in die voerkraal inkom, het 'n swakker groei en 'n swakker voeromset, omdat baie van die energie wat hy gebruik het deur rantsoen uit meer gebruik word vir onderhoud in plaas van om groei te gebeur. So ja, die gewig speel 'n groot rol, maar dit gaan baie meer oor die kondisie van die kalf as soseer net die gewig alleen. Jaco, kan jy dalk vir ons 'n bietjie uitbrei op wat is die ideale balans nou tussen ouderdom, gewig en kondisie om 'n speenkalf optimaal te laat presteer? Ja, kyk, dit is die groot ding daar gaan oor die ouderdom van die kalf. Hoe jonger die kalf is, hoe beter is die voeromset. Dan gaan dit dan ook daarmee gepaard van as die kalf heelwat swaarder weeg in die bedryf, praat ons van die ideale speenkalf gewig is so tussen 220 240, want ou wil graag 'n karkas van omtrent 240 en 250 produseer. In baie gevalle is waar daar
ontbedingsaanlegte en die goeders is, dan is die karkas gewig nie so groot effek nie. Maar waar ons die kalvers bemark in 'n abattoir en dit gaan weer na die groothandel toe, is die vraag meer op 'n 240 kg karkas. En dis hoekom die aankoopgewig daarvan so belangrik is. Maar daarmee saam speel dan, soos ek gesê, die kondisie van die kalf speel 'n groot rol, dat nie te vet wees nie, want dit veroorsaak die produksie in die kraal. So kom ons brei 'n bietjie verder daaroor uit. Hoe beïnvloed genetika en dan raamgrootte 'n kalf se groei vermoë en uiteindelik die winsgewendheid van daai kalf? Ja, baie van die tipe kalf, ons praat gewoonlik van die verskillende rasse. As ons daarna kyk, baie rasse is baie beter wat voeromset betref. Baie rasse het weer 'n goeie groei syfers in die voerkraal. Net so sekere rasse het 'n beter uitslagpersentasie. Veral ons Europese en Britse rasse in ons Suid-Afrikaanse toestande is geneig om maar siekte, veral met respiratoriese siektes in die voerkraal. So dit beïnvloed baie keer die kalf se produksie in die kraal. Nou ons deel dit gewoonlik in 2 groepe op. Die rasse val onder eider 'n klein ram vroegryp tipe bees of 'n groot ram laatryp tipe bees, en dit beïnvloed sy produksie binne in die kraal. 'n medium tot groot ram dier wat laatryp is die diere wat baie goed presteer in die kraal, want hierdie tipe diere het oor die tydperk ontwikkel wat beter aangepas is in intensiewe toestande. Waar ons klein ram vroegryp beeste, dit is meer ons Afrika rasse, hulle is aangepas om meer in ekstensiewe toestande te werk. So hulle doen nie so goed binne die voerkraal nie. Hulle het gewoonlik 'n baie swakker voeromset, baie swakker groei, kleiner karkasse, en afhangende van op die stadium en of die ouderdom wat hulle geslag word, is die gradering ook soveel swakker. So die rasse wat medium ram tot groot ram is, en self die wat laatryp is, dis die tipe diere wat beter presteer in die voerkraal. Maar daarom is dit belangrik dat ons gaan kyk na ons kleiner ramrasse vroegry tipe, hoe ons hulle gaan bestuur om hulle produksie ook beter te maak in die voerkraal. By Beefmaster werk ons met alle tipe beeste, alle tipe rasse. Dit hang net af van hoe ons dit bestuur binne die kraal om dan sy produksiesyfers op te stoot. Jaco, ons is nou weer terug met jou. Dis Jaco Liebenberg van Beefmaster, 'n groep ons gesels oor die belangrikheid daarvan om met 'n goeie speenkalvers te boer. Ons is nou weer terug op Groot Plaas net hierna. En jy is ingeskakel op 'n Groot Plaas. Ons gesels vanoggend met Jaco Liebenberg van Beefmaster groep oor die belangrikheid van 'n goeie speenkalvers. Jaco, so 'n kruisdeling word dikwels as 'n voordeel beskou. Watter voordele bied kruiskalvers volgens jou ervaring? Doopie, ja, kruisdeling voeg baie waarde tot die speenkalf toe. As die kruisdeling reg toegepas word, dan praat ons daarvan as basterkrag, heterose wat plaasvind, so 'n kalf presteer beter as die gemiddel van sy ouers. So as ons dit effektief aanwend in ons teelprogram, val in gebiede wat dit nie moontlik is om sannemer met 'n medium of 'n groot ram die dier te boer nie, kan 'n ou die 2 wêrelde bymekaar bring en sê dan maar 'n medium ram of 'n vroegryp tipe dier kruis met 'n laatryp groot ram, om dan die beste uit die 2 wêreld te haal wat betref spier, groei, karkas, evaluasie, beter uitslagpersentasie, maar in dieselfde tyd ook 'n dier wat dit bietjie vinniger afrond, 'n dier wat bietjie meer effektiewe voeromset het. Maar ek neem nou aan met ietsie soos hierdie tipe kruisdeling is dit ook nie iets wat onmiddellik gebeur nie. Dis 'n paar jaar voordat 'n mens die resultate sien wat 'n mens verwag. Ja, kyk, gewoonlik is dit afhangende van hoe vinnig en hoe streng ou met dit begin. Maar as ou ons praat vir baie keer in so 'n stelsel ook dat ons gebruik 'n moederlyn, 'n koei wat aangepas is tot die omgewing, want dit is baie belangrik dat ons met 'n dier boer wat tot op die omgewing aangepas is. En dan is dit om net die regte bil te kry waarmee jy die kruis, om die regte effek te kry van wat jy wil hê uit hierdie kruisdeling, om hierdie basterkrag te ontgin. En dan is dit 'n kwessie van, dit is eintlik vinnig, jy wag tot die kalfie daar is, en dan is dit 6 tot 8 maande voor as die kalf bemark in die voerkraal, en dan net jy jou resultate. So dit is nie so
so lank nie. Dit gaan net daaroor om hierdie kruisings reg te bestuur op die ou en van die dag om dit maksimaal te benut. So, jy het 'n bietjie vroeër, net voor die breek, het jy gepraat oor 'n ras wat nog steeds 'n rol speel wanneer dit by hierdie diere kom, maar is dit belangriker, ras self, of 'n goeie bestuur uiteindelik belangriker in die totaliteit? Ja, kyk, op die ou en van die dag gaan dit oor die bestuur. Die ras speel 'n groot rol, maar dit gaan meer oor die tipe bees wat jy boer. Die ras word, en soos ek gesê het, in hierdie tipes ingedeel. Het sy vroegryp of laatryp, klein ram, groot ram. Maar omdat in Suid-Afrika boere is hoofsaaklik in ekstensiewe toestande. Hierdie tipe rasse wat ontwikkel het vir intensiewe of semi-intensiewe toestande pas nie altyd goed aan in ons ekstensiewe toestande waar ons boer nie. Ons reënval en die weidingsproduksie is nie altyd goed nie. So dit is moeilik om so 'n tipe dier op die plaas mee te boer wat die voerkrale altyd verlang. So dan is dit belangrik dat ons met die koeiboer wat in die omgewing aangepas is, maar dat ons gaan kyk hoe selekteer ons, watter genetika kan ons uithaal uit hierdie rasse uit om die beste van dit te maak. Nou in baie gevalle as jy met die klein ram vroegryp tipe beeste boer, dan kan 'n ou omdat dit aangepas is in die omgewing, kan ons self terminale kruising toepas. Jy boer nog steeds met die ras, maar die diere wat bestem is vir die voerkraal, kruis ons dan met 'n ras wat vir ons beter produksiesyfers gaan gee, wat vir die boer op die ou en van die dag 'n swaarder kalf gaan bemark op speenouderdom, maar is ook 'n tipe dier wat dan beter gaan presteer binne in die voerkraal. So dit gaan nie spesifiek oor die ras nie, dit gaan oor die tipe dier waarmee jy werk, en dan om ook die beste seleksie daar uit te kry. As ou gaan kyk na genetika, iets soos voeromset is baie belangrik om voor te selekteer. Dit gaan nie net soseer vir die voerkraal nie, maar dit is self vir die boer ook baie belangrik. 'n Koei wat beter voeromset het, is 'n koei wat baie vinniger herstel nadat sy gekalf het, want sy gebruik die weidings baie meer effektief. Is 'n koei wat baie vinniger weer op kondisie kom, sy raak weer vinniger herbeset, en op die manier is sy weer baie vinniger in die produksiestelsel in. En dis belangrik dat ons Jaco, sorry, ons gaan jou ongelukkig net daar kalf moet afsny, want ons tyd hardloop 'n bietjie uit, maar ons waardeer dit dat jy met ons gesels het vanoggend, Jaco Liebenberg van Beefmaster Group, en ons gesels 'n bietjie oor die belangrikheid van 'n goeie speenkalvers. Dis alwaarvoor ons tyd het op Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het geniet, en dan kuier ons weer môre.